Hartlike goeienaand aan elkeen. Bly dat u kon inskakel by ons elektroniese gedeelte van ons biduur vir die middel van die week. En ek hoop dat u sover 'n goeie week beleef. En ons trek nou verby die helfte, op pad weer na die ander kant toe. Maar voordat ons vanaand begin, kom ons sluit die oë. Liewe Heer, ons is dankbaar vir die goedheid, die liefde en die gawe, en dat ons weer eens net in die middel van die week 'n bietjie kan stil raak om 'n bietjie te blaai in die woord, maar ook as 'n biduur te kan bid vir alle mense. Ek wil vra dat u nou sal wees terwyl ons 'n kort gedagte deel, en dat ons u beter sal verstaan binne in u woord en u liefde. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam. Amen. Vanaand se gedeeltetjie is 'n baie bekende gedeelte in Matteus 13, en ek wil graag hê jy moet soontoe blaai. En die gedeelte by Matteus 13 is vanaf vers 31. En dit gaan oor die gelykenis van die mosterdsaad. En is interessant dat hy praat van die gelykenis, want altyd as mense dink aan 'n gelykenis, dan dink jy aan lang stories. Maar hierdie het net 2 versies en dit lees as volg. 'n Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in die land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoort en 'n boom word, sodat die voëls van die hemele kan hemele kom en nes maak in sy takke. Nou vanaand wil ek 'n ander aspek aanraak rondom die mosterdsaad, want ons weet dit gaan oor die evangelie en alles. Maar ek wil jy moet voorstel vanaand dat miskien is ons wat in hierdie gemeente is, in God se kerk is vanaand 'n mosterdsaad. Jy weet, baie keer voel ons so klein in hierdie gemeente, ons vra, maar hoe kan ons regtig doen? Waar kan ek betrokke raak? Wat kan ek meer doen vir die kerk, vir die mense? En hierso sê die gelykenis vir ons, 'n mosterdsaad is die kleinste, en dan word dit 'n groot boom. En ek dink baie keer is dit waar die gedagte kom van evangeliseer. Baie keer voel ons moet groot dinge doen. Baie keer voel ons moet groot events doen. Maar die Here sê, plant net die mosterdsaad. En dis ek en u wat vanaand 'n mosterdsaadjie moet word om te sê, Here, ek wil iets doen in u gemeente. Ek wil meer vir u doen. Want wanneer ons daai mosterdsaadjie plant en ons stel onsself bloot en sê, Here, ek is 'n instrument, vat my en gebruik my, dan word 'n gemeente groot en 'n mosterdsaad word 'n boom en mense wil daarin kom woon. Net soos wat hy praat van die voëls van die hemel wat daarin kan kom nes maak en kontak maak. En dit is die boodskap wat ek vanaand vir u wil los. Soms voel ons klein, soms voel ons onwaardig, maar elke saadjie bou op na 'n groot boom toe. En ek wil vanaand hê u moet weer eens aan gaan dink oor, wat kan u vir hierdie gemeente van ons doen? Wat kan ons meer doen om God se woord uit te dra en sy mense bymekaar te kry? Want ons mag dalk klein voel waar ons is, maar ons het 'n groot werk en 'n groot verantwoordelikheid. Ons is ambassadeurs van God se koninkryk, daar buite vir die wêreld. Ons is baie keer in groot korporasies, soos waar ek werk, waar ek maar 'n klein ouetjie is. Maar ons is daar geplaas om 'n verskil te maak en om te groei tot 'n boom waar mense kan kom en veilig voel en meer van die Here kan leer. So mag u weer eens vanaand besef dat al voel jy klein, u het 'n groot werk en God wil u gebruik. U moet net u hart gee en u gewilligheid gee en God sal die res doen. Kom ons bid saam vir hierdie biduur. Die weer is wel 'n kort boodskap, maar ons bid hier en ons wil graag vanaand weer eens net stil raak om te bid. En eerstens te sê, dankie Here vir dit wat u vir ons gedoen het. U het ons gebring tot hier waar ons is, op 'n Woensdag aand in hierdie week. En Here, elke oomblik wat ons nog kan asemhaal is dit 'n voorreg. U het ons geformeer en gemaak, en u ken elkeen van ons, Here. En ons wil net dankie sê vir die goedheid en die gawe, dat u aan ons gedink het, dat u nog steeds by ons is en ons help. Maar Here, ek weet ook dat ons het maar ook soms maar probleme en gedagtenisse waar ons
partykeer verkeerd praat, partykeer kwaad raak, partykeer doen ons dinge nie soos wat U welbehaag nie, en ek wil weer eens vanaand vra, terwyl ons bid, dat U ons sal reinig in die bloed, en ons sal skoon was, Here, want ons wil U liefde en U karakter aan 'n wêreld uitdra, en daardeur het ons nodig om skoon gewas te word. Here, ek wil besonder vanaand bid vir ons kerk, ons gemeente, en ek wil in besonder opdra van ons kleinste kindertjies af, babas, tot by die grootste tieners en jeug, Here, daar waar elke vlak vandag sulke groot uitdagings het. Ons het nodig, Here, om meer te bid, en meer verleiding te vra, en ook daar waar daar ouers van kinders is wat in hierdie omstandighede in wêreld groot word, dat ons, Here, U kan vra om ons te rig en te lei, Here. Die Satan is besig om baie struikelblokke vir ons jong mense uit te gooi, vir ons jeugdiges, probeer vir die jeug en die jong mense wys dat die wêreld is die plesier in die plek, terwyl ons weet dat binne in die kerk is waar die oorlewing is, en waar die waarheid is, Here. En wanneer 'n mens in daai verhouding tot U tree, is dit 'n wonderlike gevoel wat 'n ewigheid kan gaan. Die wêreld se plesiere is maar net kortstondig. En dan wil ons vanaand die kerk opdra, en die families en die leiers, leraar, sy familie en sy vrou wat ons moet lei en rig in ons geestelikheid, maar ook in die kerk. Elkeen van ons wat as leiers op rade sit, hoofde is, nie noodwendig op rade sit nie, wil ons besonder vanaand weer eens vir U vra, Here, dat U elkeen sal omhels en omvou, en dat ons sal besef, Here, dat ons kan niks sonder U doen nie. Ons het U leiding nodig, ons het nodig om U hand te vat, en om ons te wys die rigting in wat ons moet beweeg, Here. Ek bid en ek vra, Here, dat U ook met elke huisgesin sal wees, daar waar hulle dalk kyk, daar waar hulle dalk nie eens gekyk het nie, maar dat U elkeen van die huisgesinne sal seën binne in die kerk, en dat U met elkeen sal wees, Here. Dat U hulle sal behoed en bewaar. Ons weet dinge is nie maklik in vandag se tyd nie, maar Here, laat ons nie die hoop sal verloor nie. Laat ons sal opkyk, laat ons in die woord delf, en dat ons nuwe moed sal vind binne in U woord, Here. Laat ons weet ons is op pad in die rigting om U te ontmoet op die wolke. Ek wil vanaand weer eens bid vir ons land, ons gemeenskappe. Daar is soveel uitdagings, Here, soveel dinge wat ons hoor en waarom ons nie tevrede is nie. Maar Here, ons wil bid vir elke persoon wat in 'n posisie is van veranderinge. Mag U met hulle harte werk en met hulle harte wees en hulle bywees, Here, want ons weet die tyd raak min, maar ons kan nie ophou bid nie, want ons weet dat U is in beheer van elke saak. En ons het nodig dat U ons deur hierdie tyd sal dra en help, sodat dit wat ook al gebeur nie ons moed sal breek nie, maar dat ons sal sê, U is in beheer van sake, en U maak dinge gebeur. Here, so bid ek in hierdie aand, dat U met ons sal wees. Dankie vir lewe en gesondheid, dat ons nog kan saamgesels, dat ons nog video-opnames kan doen, dat ons alles kan doen tot eer en verheerliking van U naam. Help ons nou verder in die res van hierdie week, tot ons mekaar weer mag sien. Here, dit is my gebed, nie omdat ons enigiets van hierdie verdien nie, maar Here, omdat ons dit vra in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê, en mag dit 'n goeie tweede dae wees by die werk, tot ons mekaar weer sien, en sterkte vir U. Ons dink en ons bid vir U. Totsiens.